konings. En daar sit op die bord konings en priesters. Nou wie van julle het geweet, dat die dag as jy tot bekering kom, is God se wil vir jou, dat jy 'n koning en priester moet wees. Nee, jy verstaan dit nie reg. Kom ek vat nie saam met my. Die Bybel sê eintlik, hy het jou gemaak, 'n koning en 'n priester. Nee, jy is nog nie met my nie die pastoor nie, vir jou. Sit gou jou hand op jouself. Ek praat nou met daai persoon aan wie jy nou vat. Sê saggies terwyl jy aan jouself vat, sê saam met my, 'n koning en 'n priester. Nee, nie daai klomp, daar aan die ander kant, daai, wat jy so baie in die huisgenoot van lees nie. Ek praat nie van daai konings nie. Ek praat, daai koning is deur iemand georden, daai koning wat jy in die huisgenoot lees, sy pa, en sy ouma, en sy oupa, en almal is georden as konings. Ek praat nie van hulle nie. Daai mense is georden as konings deur 'n bishop. Vat gou jou hand so aan jouself. Jy is georden as koning deur die, ja, jy weet van wie ek praat? Deur die koning van al die konings. Soos ek wil vanmôre met jou praat, en ek oor jou. Ek praat vanmôre met jou oor konings. Kan ek maar so 'n bietjie oor jou praat? Sal jy my vergun dat ek 'n bietjie oor jou gesels, maar nie agter jou rug nie, sommer so saam met jou. Ek praat vanmôre oor jou, konings en priesters. Nou Petrus praat van daai vers, hy sê julle is, en dan sit hy daai twee woorde saam, 'n koninklike priesterdom. Kom ons maak net so 'n kort paar woorde oor hierdie twee woorde, konings en priesters. Net so 'n paar, wil eintlik met jou oor konings praat, maar kom ons sit net so 'n bietjie lyne tussen. 'n Koning is mos iemand wat regeer. En 'n priester is iemand wat eintlik nie regeer nie, hy is iemand wat bid en offers aan die Here bring. 'n Koning is iemand wat baie besittings het en 'n priester besit eintlik niks. Want die Bybel sê in die Ou Testament, die priesters mag geen besittings gehad, hulle het nie besittings gehad nie. Hulle het die Here as hulle besitting. Hulle het eintlik die grootste besitting. Hulle het die Here. 'n Priester onderhou homself. Die koning onderhou die priester. Maar nou sê die Bybel, julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is konings en priesters. Ek wil hê julle moet konings wees en julle moet priesters wees wat in my teenwoordigheid instap. Soos, kom ons praat 'n bietjie oor jou as koning en priesters. Nou konings het mos, as jy nou aan konings dink, hulle is mos mense met gesag. Hulle het mos mag. En konings het mos wapens ook. En ek was 'n bietjie met jou oor jou wapens vanmôre gesels as koning. Sê 'n bietjie amen. Amen. Ek wil 'n bietjie met jou oor jou wapens gesels. In Korinte sê dit mooi, 2 Korinte hoofstuk 10 vers 4 sê dit so: die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Party ons het vleeslike wapens, wat jy lees die bufferplakker agter op sy kar. Vir iemand nou wonder wat 'n bufferplakker, 'n bumper sticker. Jy lees aan die bumper sticker, don't talk to me. Talk to my lawyer. Talk to my lawyer. Hulle vat dit vleeslik. Maar die Bybel sê daar's wapens wat tot jou en my beskikking is as konings, wat baie sterker is as hierdie vleeslike wapens. Dit is geestelike wapens en wat in die gees realm indring en dit verbrysel hierdie vleeslike dinge. Die Bybel sê die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. O koning, ek praat met jou 'n bietjie oor jou magsgebied en ek wil dalk so 4
wapentjies vir jou uithaal, wat tot jou beskikking is, wat jy kan gebruik. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig. Ek hou van daai woord kragtig, powerful. Maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings, strongholds neer te werk. The weapons of our warfare. Konings is ons partykeer in 'n battle betrokke. In 'n geestelike oorlog. Nee, praat nie van 'n tydelike oorlog nie. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God in the pulling down of strongholds. As jy hierdie wapens gaan gebruik, gaan dit die vyand elimineer, tot niet maak, dit gaan om dat tremel, dit gaan om dat bewe. Nou, so 'n paar wapens, en die eerste ene wat ek op die bord het, is geloof. 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 Ek dink geloof is baie kere 'n keuse. Die Bybel sê in Romeine hoofstuk 10, hy sê ons almal het 'n mate van geloof. Dink is hoofstuk 10. Elkeen van ons het 'n bietjie geloof. Almal. Daar's geen gelowige wat nie geloof het nie. Almal het geloof. Maar jy moet daai geloof aktiveer. Nou sê hy sê daar, of course ons eers vir Markus, kom ek sê dit so. Terwyl ons oor geloof praat. Geloof, o koning, is jou diensknegt. Geloof is jou diensknegt. Geloof gaan haal by God dit wat jy nodig het. En as die geloofsplammetjie laag is, tel hom op. Ek glo God. Ek glo God en klaar. Markus 11 sê dit so. Hy sê geloof skuif berge. As jy vir hierdie berg sê Markus 11 vers 3, as jy vir hierdie berg sê, terwyl so geloof, as jy vir hierdie berg sê, hef jy op, wie van jy het soms met 'n berg te doen, van omstandighede? Wat gaan met hom praat? Sê vir hom, hef jy op, werp jou in die see, en dan sê die volgende vers, en jy nie in jou hart twyfel nie, maar glo, sal jy kry, net wat jy sê. Glo. Ek wil jy moet saamwerk vanmôre. Wij samen, sê saam met ek glo. Ek glo. Nou 'n mens wat glo, is 'n mens, jy kan dit in sy geloof sien. Ek gaan julle nie vertel waarvoor ek glo nie, maar ek glo God vir groot dinge. En gereeld aan by die huis, hallo, verprys ek die Here. Dan begin ek by alles so knap as mense kyk en as hulle nie kyk. Ek stel my nie op hulle kyk. Stap en sê ek, Here, ek glo nie vir dit. Ek prys dit af. Ek glo dit, ek verklaar dit, want die woord sê, as jy vir hierdie berg sê, nie dink nie betuis nie, as jy vir dit sê, het jy op werk jou die see nie in jou hart, twyfel nie, maar glo. En dan sê ek dit, en dan begin ek die Here te loof en te prys, en ek sit hierdie twee handjies vir my by mekaar, en ek sê vir die Here, dankie vir dit. Stoorde, waar is daar goedkies waarvoor jy die Here loof en prys? Ek is pregnant daarmee, dus kom ek so lekker. Ek het 'n verwagting. En ek mag God daarvoor loof en prys. Nou hoor ek die kinders bid my gebede agter my aan, as ek sê, ons gaan 'n tafelgebed doen, dan dank hulle die Here vir die kos, en dan sê hulle, dankie Here dat jy dit vir papa gee. Want ons glo dit. En nou is dit 2 of 3 wat al saam staan. Jy moet dit glo. Maar geloof moet in jou lewe sigbaar wees. Daar is net een ding wat God tevrede stel. En dit staan in Hebreërs 11 vers 6. Net een ding, terwyl ons by geloof is. Hy sê in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, tevrede te stel. Onmoontlik, impossible.
As een ding wat vir jou onmoontlik is om te doen, jy kan God nie tevrede stel as jy nie geloof het nie. Jou eerste wapen as koning is iets wat indruis teen hierdie wêreldse wapens. Die wêreld sê, jy moet intellek hê om te wen. Jy moet goeie opleiding hê, charisma hê, en jy moet daarin 'n goeie agtergrond en ondervinding. God sê, jy het geloof. Geloof equals miracles. Geloof sê die onmoontlike is moontlik. En God gaan jou op plekke sit waarvoor jy nie die kennis het nie die ondervinding of ervaring het nie die intelligensie voor het nie, maar hy gaan sy hand onder jou inskep en hy gaan jou optel en jy gaan dit kan doen. Want jy het een van jou wapens as koning is geloof. Kom, praat 'n bietjie saam met. Dink 'n bietjie aan iemand met die naam van Dawid. Toe sy reus teen hom staan, toe het hy nie wapentuig gehad nie. Hy het geen ervaring teen die reuse gehad nie. Hy het wel al 'n beer en 'n leeu doodgemaak, maar nog nooit 'n reus nie. Maar hy het iets gehad in sy kap. Hy het gesê, ek glo God. En met 5 klippies maak hy 'n reus dood. Mag in hierdie volgende lewensjaar van jou elke reus val wat voor jou opstaan, omdat jy die klippie van geloof optel, en omdat jy in jou aktetas nie 'n prokureursbrief het nie, maar die geloofsbrief. Geef God 'n lof op vir hom. Geloof. Without faith, it is impossible to please God. For God, sê Hebreërs 11:6, is a rewarder. God is 'n beloner van hulle wat glo. Ek glo God vir 'n wonderwerk. Ag, kom ek praat maar met myself. As julle nie wil saam praat nie. Ek hoop julle praat saam. Ek glo God vir 'n wonderwerk in, miskien klink dit self sittig, in my lewe. Amen. Ag nee, ek gaan nie net vir my glo nie. Ek glo God vir 'n wonderwerk vir ons almal vir hierdie jaar. Amen. Amen. Dis jou eerste wapen wat ek met jou bespreek en behandel en praat met jou vanoggend, wat ek net aanhaal. Jou eerste wapen is geloof. Geloof is jou diensknegt. Dit gaan haal by God, dit wat jy nodig het. Dis wat geloof is. Maar ek het nog 'n wapen vir jou wat ek hier gesit het op my lysie. Engele. Pastoor, engele? Ja, engele. Nou die Bybel sê engele, en hierdie vers het ek nou hierdie week ontdek. Dit was vir my 'n wow vers toe ek hom ontdek. Sal julle dit saam met my lees en dit sal my geniet net. Dit is in Psalm 103 vers 20. Hy sê loof die Here se engele. Soos daai vers praat nou met die engele. Hy praat nou nie met jou man, jy praat nou met die engele. Hy sê loof die Here sy engele, kragtige jare wat sy woord volbring. Hier moet nou iets gebeur in jou gemoed. Daar moet nou so 'n ritseling in jou binneste begin plaasvind. Wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Soos wat doen die engele? Hulle volbring die woord. Wat sal ek doen? Ek sal die woord spreek. En dan gaan die engele dit volbring. Wat sal ek spreek? Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Wat sal die engele doen? Hulle sal sorg dat sy woord uitgevoer word. Want wat doen sy engele? Hulle volbring die woord in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Hierdie woord het 'n stem en ek en jy moet dit sê. Only goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ek sal woon in die huis van die Here. Psalm 33 vers 6. Lente vandag. Ek sal dit spreek. Ek sal dit verklaar. Ek sal dit bely. Ek sal dit sê. Hy een van God se diensknegte, die Bybel sê loof die Here sy engele, sy kragtige helde wat sy woord volbring. Ek sal hierdie woord bepeins.
Ek sal dit nie dat dit uit my oë wyk nie. Spreuke 3, my seun, laat my woorde uit jou oë nie wyk nie. Bewaar beleid en oorleg. Dit sal die lewe wees. Die lewe vir jou siel, vir jou innerlike, en dit sal 'n versiersel wees vir jou hals. Ek sal hierdie woord opwys. Ek sal hom sê. Ek sal hom spreek. Want die vers wat ek net nou maar aangehaal het in Markus 11 vers 23 sê, as jy vir hierdie berg sê. Ek sal met omstandighede praat. Ek sal nie van my omstandighede praat nie. Ek sal nie sê, as iemand sê, hoe gaan dit met my nie, dan sal ek nie sê, dit gaan sleg met my nie, want dan praat ek van die omstandigheid. Ek sal eerder met die omstandigheid praat, en ek sal sê, die omstandigheid van krant, dit gaan in die naam van die Here, gaan weg in Jesus naam. Ek het 'n pastoor geken, baie jare gelede, ek weet nie, dalk leef hy nog, want dit was baie lang terug. Nog as jong volwassene, baie jong volwassene. Toe was hulle vrieskas leeg. Toe gaan staan hy voor sy vrieskas, vertel die pastoor waar ek teenwoordig was. Toe sê hy, vrieskas, vol vleis. Nou, hoe kan jy met 'n dooie ding praat? Nee, daar is engele in die hemele. Maar dankie my bokkie, jy sal by die regte vers. Jy is by die regte vers. Hou hom daar is engele wat wag, dat jy die woorde moet spreek. Want hulle wil dit uitvoer, maar jy moet net God se woord spreek. En hierdie pastoor begin met sy huiskas praat. En sê kort daarna, kom maar iemand van die beesboere, van die Noordwes waar hy gewoon het by hom, en sê pastoor, ek weet nie wat gaan aan nie, maar ek moet vir jou 'n bees gee. Want die vrou het gesê, jy werk met die Here, as jy vleis in jy huiskas nie. Dis wat die vrou vir die pastoor gesê, maar die ander man weet nie daarvan. Hy sê, ek weet nie wat gaan aan nie, maar ek moet vir jou 'n bees bring. Hy sê, pastoor, kan ek die bees vir jou opslag? Of wil jy hom lewendig hê? Hy sê, ek wil hom eers lewendig hê, want ek wil hom al my jaar vastmaak. Want ek wil hê met so 'n bietjie moe, sodat my vroue kan oor God voorsien. My vrou moet ook hoor dat daar is 'n bees wat moe. Ek wil hom eers 'n tydjie lewendig, want God voorsien. Maar jy moet die woord spreek. My seun, laat net jou oë wyd nie, bewaar beleid die oorlog. Jou derde wapen. Eerste wapen, geloof. Hoe word geloof geactiveer? Word deur die woord geactiveer. Jy kan nie glo as jy nie die woord hoor nie. Daarom moet jy dit lees, jy moet dit bepeins, jy moet dit oordink. Het jy al gedink as jy 1 versie 'n week leer, net 1, dan ken jy einde van die jaar 52 goed op. Maar jy moet dit neerskryf en elke keer kyk of jy dit nog ken. 2 Korinte 1:20, hoeveel beloftes daar van God mag wees? Hoeveel daar ook al mag wees? Moeg jy weet wat die beloftes is as jy dit nie sê nie. Maar 2 Korinte 1:20 sê, hoeveel daar mag wees? Ek weet nie hoeveel daar is, maar dat is baie. Hoeveel daar mag wees? In hom is hulle ja, en in hom is hulle amen, tot heerlikheid van God. En wat my lewe betref, Spreuke 4 vers 8, my lewe is soos die opgang van die son. Ek kan nie spreek as ek dit ken. Dis soos die opgang van die son, van die môrelig. Dit word al helderder tot die volle dag. So moet jy oor jou lewe die skrif proklameer. Kan ek dit oor jou lewe ook spreek? Wat jou lewe betref. Hy sê eintlik wat die regverdige betref. Spreuke 4:18. Sy lewe is soos die môrelig. As jy 5 uur kyk, nou so bietjie voor 5, dan sien jy daar begin dit so effens lig raak, kwart voor 5 uur oggend. As jy weer sien, dan raak dit nog ligter. En as jy weer sien, nog ligter. En as jy weer sien, dan steek die son sy strale uit. En dan skyn die son en hy verblind jou. Dis hoe jou lewe is. Hy is
dalk nou dof in mense se oë, maar hy word al helder tot die volle dag. Lukas 1:37. By God sal geen ding onmoontlik wees nie. Nog 'n vers in Lukas, wat jou saak betref, ek dink is Lukas 10. Wat jou saak betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Wat jou gebed betref, Christus wag, hy staan by die deur en hy klop. Openbaring 3:20. As jy die deur vir hom gaan oopmaak en sê, Here, kom in my gebedslewe in, kom in my huwelikslewe in, kom in my lewe in, kom in my finansies in. As jy die deur gaan oopmaak, sal hy inkom en saam met jou maaltyd hou en jy met hom. As jy hierdie goed begin resiteer, dan verander dit jou lewe. En jy is soos 'n ou engine, boep, boep, wat nie kan aan die gang kom nie. Nee, jy is soos 'n bulldozer, wat berge plat stoot. Hy het jou nie geroep as 'n sukkelaar nie, as 'n wenner, maar dan moet jy ook koning, nie 'n sukkelende koning wees nie. Het 'n tyd geword dat jy dan jou wapens opneem, vat geloof, en besef dat jy die woord moet ken, jy moet hom leer. Dis die konstitusie van die hemel. Hy's hoër as enige ander konstitusie. Alle ander reëls en wetboeke is aan hierdie boek onderworpe. As jy hierdie boek ken, as jy ook kan resiteer, as jy ook kan opsê, sal die engele in jou guns begin beweeg as diensknegte van God. En dan, my vriend, sal jy die woord begin spreek, en hulle sal vir jou, dit sal vir jou lewe wees. 'n wonderwerk veroorsaak. Dan nog iets wat gebeur in die lewe van konings. Het jy geweet, konings kan hier in gebied. Maar ons hier in gebied mos nie mekaar nie. Ek is soos 'n koning oor my lewe. En jy is 'n koning oor jou lewe. Maar die duiwel het geen plek in my lewe nie. Geen. En daarom konings vertrap duiwels. Ek sê konings vertrap duiwels. Wat? Vertrap? Ja, vertrap. Kyk, dit is nou hierso op. Jammer vir die groen ouens. Moet my nie soe nie. Maar ek hou nie van 'n spinnekop nie. As ek hom trap, dan gebeur daar iets in my binnekant. Jammer vir julle wat van die spinnekop hou. Ek weet dit is op die lig. Maar Lukas 10 vers 19 sê, op slange en skorpioene sal julle trap. Hy sê Lukas 10:19 dit so, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. Van wat se slange praat hy? Praat hier van die duiwel. Hy praat nie van fisiese slange en skorpioene nie. Soos jy seker nou bly, jy wat nou van wat ou Bobby Jansen en Bobby daar in die kamer. Of hy net die vrou kom kyk nie, want hy kan dalk nie lewendig daar uitkom nie. Slange en skorpioene, kyk. Hy sê Lukas 10:19, kyk, behold. Dan jy gaan in jou oë sien. Kyk, op slange en skorpioene sal jy trap. Kyk, ek gee aan julle die mag, sê Lukas 10:19, om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand te trap duiwels. Oor al die krag van die vyand. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Pastoor, my regisseur, die duiwel het my weer blootsgery hierdie week. Wat soek die duiwel op jou rug? Wat soek hy daar? Hy hoor onder jou voete. Hy hoor nie op jou rug nie. Sê waarom gaan dan Lukas 10:1 en sê, kyk, ek gee aan julle die mag om slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en net sal julle ooit skade doen nie. Konings, ek praat 'n bietjie met julle. Nie van julle nie met julle. Ek wil nie van julle skinder nie. Maar ek praat sommer met die konings. God sê, geloof, sonder dit kan jy God nie behaag nie. En as jy geloof het, dan begin jy praat jy reg. En as jy reg begin jy praat, want Spreuke 19 vers 18, 20 vers 18, dan sê daai woord, hy sê, dood en lewe is nie die mag van die tong.
Dood en lewe is in die mag van die tong. Hierdie tong maak of jy gaan doodgaan en of jy gaan lewe. Dis nie die mag van ander mense is in jou mag en die mag van die tong. Daarom het dit nodig geword dat jy God 'n bietjie begin en loof en prys oor jou finansies en met jou tong lewe gegee. Ag, hoe gaan dit, o broer? Ag, so tussen die boom en die bas. Tussen Farao en die diep blou see. Nee. Hoe gaan dit? God is goed, halleluja, God is goed. Hoe gaan dit? Hy het my siel gered. Al weet jy nie, hoe gaan jy môre die goed betaal kry nie? Môre het God lank al voorsien. Sometimes on 99, but never late. Ek het hom leer ken, soms weet ek nie hoe nie, but he was never late, never late. Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus love is never failed me yet. En jy moet met jou woorde praat, daai tong van jou. Dit moet oor jou lewe skep. Woorde van lewe. Dood en lewe is in die mag van die tong. Elkeen wat dit graag gebruik, sy spreker sal die vrug daarvan geniet. Jou maag sal versadig word met dit wat jy sê. Met dit wat jy sê. Dis allemaal lekker om in so 'n vol kerk te preek, né? Nou, prys die Here. Prys die Here. Lekker om vir mense te preek wat lus is om na die woord van die Here te luister. Lekker om so 'n mooi gemeente te hê. Want julle is pragtig, julle is mooi mense. Wat praat jy alles van jou kinders? Hulle is stout, pastoor. Dis hoekom hulle stout is. Jy pas op, daar by die vakansiegronde, daar by die karavanpark, waar jy kan. Jy moet daar, jy moet so rondry, jy gaan nog 'n kind raakry met jou bicycle. En net nou dan ry jy 'n kind raak. Dan sê jy, ek het mos gesê. Dis omdat jy het gesê. Dis jou skuld, ja, jy het het gesê. Jy is reg, jy het het gesê. Nee, spreek lewe oor die kind. Spreek vrede oor die kind. Spreek seëninge. Pastoor, hoe kan jy so wees? Ek weet dit klink anders as wat jou opvoeding het sê, maar dis wat die woord sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan geniet. Maar begin hierdie woord spreek, en die engele sal in gelid kom, nie omdat jy hulle bevel nie, omdat God hulle beveel. Nie omdat jy die engele beveel nie, maar die woord beveel die engele in Psalm 103 vers 20, loof die Here sy kragtige hande, sy engele, wat sy woord volbring. As jy hierdie woord oor jou lewe begin spreek, dan sal die engele in gelid begin beweeg. En wonderwerke sal in jou lewe begin plaasvind. En hou op, gooi die duiwel van jou rug af. Mag jy in hierdie feestyd, ek noem dit 'n feestyd, jou hele lewe is 'n feestyd. Mag jy in jou lewe, in die feestyd, mag dit vir jou 'n tyd wees, wat die duiwel bang is as jy jou oë oopmaak. Daar staan die ou nie alweer op. Party mense sê, wat gaan die duiwel weer vandag? My ander, gaan dit kom nie het ene nie, dit kom so op 3, sê. Ek sê ook dit kom op 3, maar by my soms so op 10, dis al die blessings van die Here. Die een seën op die ander seën, en die guns van die Here is oorweldigend. Maar ek ska vra vir Marlene gister. Sy sê, mamma het gister so 'n bietjie van jou gepraat by my. Jy moet vir mamma 'n bietjie voor stok kry, hoor. En toe sit ek en mamma daar op die stoep. Toe sê sy vir Marlene, wat gaan jy tog eendag doen? Moet jy dalk Amerika toe gaan en werk kry daar? Marlene, maar as ek 'n bietjie gestruiker. Sy sê as mens nou die koerante lees en kyk hoe dit lyk en so aan. En die kans om werk kry, veiligheid en so. Marlene vat vir mamma vas. Met haar tradisionele 1 sin 3 woorde antwoord. Sit op sy dit. Sy sê, mamma, het hang net af hoe mens daarna kyk. Daar gepraat, saak is afgehandel. Hoe kyk jy dan? Met hart van geloof. Met hart van lewe. Spreek jy woorde van guns? Man, kom ons wees hier 'n bietjie bregger daar. Ons het mos 'n koning waar ons mee bregger kan wees.
Dis hoekom ek nie so moeg geploeg deur die straat te stap nie. Ek moet tyd keer soos 'n kapokhandjie my bors so uitgestoot, want my pa is die koning van die konings. Hy is die Here van die leerskare. Goedheid en guns, Psalm 100, Psalm 23, vers 6, sal my volg al die dae van my lewe. Weet die engele het dit nou gehoor. En ek het dit gesê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Die blydskap van die Here is my beskutting. Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here, nie in die goddelose se slegtigheid nie. Verbly jou in die Here. Ek moet nie bang wees vir mense vir hulle dinge nie, want dit span 'n stryk. Dit span 'n stryk. Maar Spreuke 3 sê, ek hoef nie bang te wees vir die skrik of vir die goddelose se onheil nie. As ek gaan lê, sal my slaap soet wees. Dan kon jy die straat verbyry en jy hoor so 'n gesnok. En jy weet die pastoor slaap en hy slaap soet. Want as ek gaan lê, sal my slaap soet. Hoe dan so? Nee, ek sê dit, want dit staan in Spreuke 3. En die engele moet dit uitvoer, want hulle is kragtige helde in God se diens om sy woord te volbring. Sê Hebreërs 1 vers 14 dan die engele is dienende geeste terwille van die wat die saligheid sal beerwe. Ek en my, ons sal die Here dien. Konings, sal julle saam met my staan asseblief in hierdie huis? Kom ons staan saam. Nou, ek is musikante, vraag nie met julle gereeld, ek sien julle vir my met muziek, maar ek is een beetje, ek kan die heel afwees, net te verroes julle een beetje. Net te verroes julle weer een beetje. Ek weet julle sal nie speel vir my daar iets op die klavier. Halleluja. Halleluja. Raboshen alabarebendia. Vader, ek neem my wapens op. Ek glo God. Ek glo God. Ons het vandag gesyn ingeseën, toegewy aan die Here. Amper 10 maande ou seentjie, en ons glo God vir sy lewe. Ons sal nie bang wees wat sal van hierdie kind word nie. Nee, ons sê oor hom, die gees van die Here is met hom. Dis wat ons oor hom sê. Ons sal nie sê wat gaan van hierdie en daardie word nie. Nee, ons sê die Here is met my. Ek sal nie vrees nie. Want die Here is my vertroue. As hulle sê af, dan sê ons nie op. Weet jy, terwyl ek so bedien, sit God se gees op my hart, om my hande op mense neer te gaan sit, en wat ek seën, om net te sê, ek seën. Ek seën jou, soos ek gaan 'n uitnodiging reg, maar voor ek dit doen, terwyl almal se oë gesluit is, wil ek net terwyl van ons opname, vir hulle wat later, wat nou na hierdie opname kyk, sê, ek seën jou. Ek seën jou, tel op jou Bybel, my liewe vriend. En God sal jou seën as jy dit begin resiteer. As jy dit nie uit jou oë laat wyk nie. God sal jou seën. En daarom seën ek jou omdat jy na sy woord kyk. Spreek oor jou lewe, ek spreek oor jou guns. Maar God jou neem na plekke waarvan jy net kon droom. En jou meer is dit gee in Jesus naam. God bless you. I love you. Bye.